Gebed is nie om God te probeer manipuleer nie. Gebed is om saam te stem, te bely en te verklaar wat God reeds gesê het. Om hom aan te roep, om hom toe te laat om my te wys, om hom toe te laat om my te lei. Om deursoek te word, om gebreek te word, totdat my stem in lyn is met sy stem. Hartlik goeiemôre van my kant. Lekker om volgende bietjie saam met jou te kan kuier. Is ook lekker om volgende vir Fusion ons tieners by ons te kan hê gedurende die skoolvakansie. Maak bietjie geraas. OK. Ek het nie woorde nie. Ek sê nou vir haar toe ek al voor staan. Ek sê vir haar, dis vir my so lekker om julle vanoggend hier by ons te hê. Want die ou mense is gevrek. Nou drop julle my. Heerlikheid. Laaste paar weke het ons so 'n bietjie gepraat oor die verskillende gesigte as jy wil van gebed. Ek wil vanoggend kom afsluit, hierdie reeks kom afsluit met die laaste tipe van gebed. Hierdie is die moeilikste een. Hierdie is die moeilikste een. Kan ek jou waarsku vanoggend, nie almal van julle gaan van hierdie hou nie. Nie almal van julle gaan hierdie gebed ooit bid nie. Is jy reg hiervoor? Hierdie is beslis die moeilikste gebed, want dit is nie hoe ons gewoond is om te bid nie. En ons het die laaste paar weke, het ons so 'n bietjie, ek het die reeks ingelei waar ons so 'n bietjie gepraat het oor die hele gedagte van Homologeio, net so om in 'n minuut vinnig net op te som, om te kan bid in lyn met dit wat God sê. Ons het toe, in week 2 het ons gegaan waar ons gesê het, kom ons bid die tipe van gebed wat sê, Here, wys my, met ander woorde, openbaar u waarheid in my lewe. Ons het toe bietjie gesels oor die gebed, lei my, Here, soos ek hierdie pad stap en besluit te maak en wil u my lewe kom bly rig. Verlede week het Maurice so bietjie met julle gepraat oor die hele gedagte van, Here, deurgrond en deursoek my hart en kyk wat is hier, wat ek dalk selfs nie raak sien nie, en mag daar in die proses ook belyning kom. Die laaste tipe van gebed is waar ek sê, Here, breek my. Here, breek my. Jy hoef nie hierdie gebed te bid nie. Dis nie verpligtend nie. Niemand gaan jou dwing om hierdie gebed te bid nie. Jy is dalk nie gereed vir hierdie gebed nie. Dalk gaan jy nooit gereed wees in jou lewe om hierdie gebed te bid nie. Maar dan moet ons ook vir mekaar sê, dat daar nooit iets dieps binne in jou gaan gebeur nie. Ons moet vir mekaar sê, dat geestelike volwassenheid bly 'n teorie, maar dit sal nooit my waarheid word, as ek nie hierdie tipe van gebed bid nie. Here, breek my. So, die hele kuiertjie vanoggend gaan, en ons het probeer om so bietjie op te werk, en dit is hoekom ons hierdie ene vir die laaste gelos het. Ek dink, dit is 'n gebed, waar sommige mense dit een keer in hulle lewe wil bid. Party mense wil dit gereeld bid, maar ek dink die boodskap vanoggend is dat ons net erns maak, dat ons in ons lewe nie moet wegskram van hierdie gevaarlike gebed in ons lewe nie. Jy weet, jy het nou al gehoor, mense sê, jy weet, jy moet altyd die beste weergawe van jouself leef. Dalk sit jy vanoggend hier en jy sê, well, this is it. I'm a limited edition. There is no updates on this version. Ek kan in my huwelik sê, ek is te oud om te verander. Jy het met my getrou jare terug, en jy was lief gewees vir my, so aanvaar my soos ek is. Jy kan dit kan jou gesindheid wees vanuit 'n plek van gemak, maar kom ek sê gou vir jou, dit gaan vir jou baie ongemaklik raak, en ongemaklik bly. Jy ken nie my vrou nie. Niemand gaan jou dwing om te bid, Here, hier is ek. Here, breek my. Niemand dwing jou om dit te doen nie.
Maar in die proses slaan ek ook daai deur toe. Vir dit wat God gereed mee staan, om na my en jou lewe toe te bring. Ouds, hierdie is nie 'n gebed wat jy ligsinnig opneem nie. As jy nie ernstig is oor so tipe gebed nie, moet hom nie bid nie. Moet hom nie bid nie. Ons speel nie met mekaar se emosies hier nie. Johannes 12 vers 24 is baie interessant. Dit praat van hierdie koringkorrel, wat as hy nie sterf nie, dan vermag hy ook niks. Maar wanneer hy in die grond val en hy sterf, dan lewer hy hierdie magtige oes. Dis in daai selfde skrifgedeelte wat hy sê, as jy jou lewe meer liefhet as God, gaan jy jou lewe verloor. Maar as jy jou lewe minder liefhet as wat jy vir God liefhet, gaan jy waarlik lewe. Een van die mooiste stories vir my is die storie in Psalm 51 van Dawid. Julle ken almal die narratief waar Dawid oorspel pleeg met Batseba. Hy gaan ook een tree verder, want sy was getroud aan Uria. En hy reël en konkel en bewerk dit ook so met baie slinkse strategieë, dat Uria in die voorste linie van die oorlogveld opeindig, en hy word ook doodgemaak op die oorlogsveld. As ware het Dawid nie net oorspel gepleeg nie, maar hy het ook 'n lewe geneem, hy het ook moord gepleeg. Batseba raak swanger, en hulle verloor die kind. En dit is vanuit hierdie plek, waar daar iets in Dawid se lewe gebeur, en dit is hier waar hy Psalm 51 ook skryf. Kom ek vat jou so 'n bietjie deur dit. Psalm 51 vers 10. Hy sê, laat my net weer bietjie vreugde en blydskap hoor, Here. Laat die gebeente juig wat U verbrysel het. Hier's 'n proses aan die gang binne in Dawid se lewe, waar hy die Here toelaat om hom te breek. Hierdie, by the way, as jy bietjie die konteks gaan lees van Psalm 51, dit is nie straf nie, dit is 'n plek van berou aan Dawid se kant. En hy laat God toe om hom te breek. Dan gaan hy so 'n paar verse aan, en hy sê hier in vers 14, gee my weer die vreugde van U heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Kan ons vandag vir mekaar sê, dat wanneer God my breek, dat dit altyd gepaard sal gaan met 'n gewillige gees? Ek wonder of dit moontlik is, dat die proses van breek kan gebeur, wanneer daar 'n onwillige gees is. Ek dink nie so nie. God forceer homself op niemand nie. Op talle plekke in die woord sê hy, ek staan by die deur en ek klop, Ek gaan hom nie oopmaak nie, ek klop. As jy hom oopmaak, gaan ek inkom, sê hy in Openbaring, en ek gaan 'n feesmaal met jou geniet. Iets gebeur hier in Dawid se hart, waar hy die Here toelaat dat daar hierdie verruiling plaasvind. 'n Plek van absolute gebrokenheid, verlies, seer, berou, skuld, skaamte, wat ook al. En God is besig met hom. En dit is die proses wat hy beskryf. En dan gaan hy in vers 18 en lees net wat eindig hy mee hier. Hy sê, want U het geen lus, U het nie 'n behoefte in 'n slagoffer nie. Anders sou ek dit gegee het, sê Dawid. U soek nie 'n brandoffer nie. U het geen behaag in dit nie. Die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verslae hart. Sal U dit ooit wegwys, Here? Die lewe van 'n Christen gaan nie oor die krag
in self nie, maar die krag in oorgawe. Dit is wat dit beteken, ouens, om gebreek te word. En hier's die plek waar ek dalk jou negatiewe konnotasie aan vandag se boodskap so 'n bietjie wil swaai. Ek wil vir jou vandag sê, God breek ons nie en los ons gebroken nie. Sy seun is die waarborg daarvan. Want Jesus kom, as hy die nagmaal kom instel, en hy breek daai brood, en hy sê vir hulle, net so word my lewe gebreek vir julle, en met die wyn, dat my bloed sal vloei, uitgegiet word vir julle. Hy het nie gebroken gebly nie. Dit praat nie net van fisiese gebrokenheid in daai proses nie, maar dit praat ook van sy eie persoonlike oorgawe. Wanneer God my breek, los hy my nooit gebroken nie. Kan ek vanoggend vir jou vra, in watter areas van jou lewe slaan jy nog die gitaar? Sing jy nog jou eie liedjies? Hang jy daai bordjie om jou nek wat sê, of om jou hart wat sê, right of admission reserved? Dalk moet jou volgende gebed wees, Here, breek my. En hoe ons op 'n baie praktiese manier kan kyk na hierdie hele proses van breek. En ek gaan nie net eindig by die gebed nie, want die gebed per se, die gebed self het verrykende implikasies, en ek weet, dit is ook 'n behoefte dat ons so 'n bietjie verder sal gaan na wat gebeur dan as ek hierdie gebed bid. So kan ons net vanoggend saam kyk na die hele proses van breek. Vir my, jy kan gaan byvoeg by daai lysie. Ek dink nie dis die enigste elemente van die proses nie, maar ek dink dit is vir my, van wat ek uit die woord uit sien, beslis een van die belangrikste elemente van so 'n proses. So ek dink die eerste ding wat ons vir mekaar sê, is, ons moet praat oor my vertroue. Ons moet praat oor my vertroue. So wanneer ek op 'n plek kom, waar ek sê, Here, ek vertrou U meer as wat ek myself vertrou. Ek het alles probeer, my plannetjies werk nie. Ek kan nie hierdie vir myself regmaak nie. Ek is oortuig in my lewe dat dit wat ek beleef as gevolg van my eie poging beperk is, en dat dit nie die volledige ware oorvloedige prentjie is volgens die beloftes van U woord nie. Ek moet op daai plek kom waar ek sê, ek het meer geloof in U planne as in my eie planne. Dit is die eerste ding wat moet breek, is my eie wil. Dis die moeilikste. Dis my eie wil. Ek het al gesien, veral nou dat ek 'n klein kind het, en hy's 'n laaitie. Jy kan sommer sien, op 'n baie vroeë ouderdom, hoe hulle eie willetjie begin ontwikkel. Eintlik begin dit baie vroeg, die oomblik as hulle kan begin praat, is myne, klaar besluit. En daai staan op, en as dit dan hierso by 14, ouderdom van 14 raak, dan piek hy. Daar kom hy tot sy volle reg, nê. Laat jy op 'n plek net kom wat jy sê, Here, soos, kan ek nie vir Isak maar offer nie. Waar jy die hare uit jou kop uit wil trek, as jy hare het. En baie van ons stap daai pad van daai ouderdom af. En ons volg die natuurlike wending van die lewe, van hierdie is wat ek wil hê.
dis nie maklik om op hierdie plek te wees waar ons sê, U wil nie. Ek meen, dit is wat Jesus gedoen het in die tuin van Getsemane. Hy het gesê, nie my wil nie, maar U wil. Dit was deel van die proses van breek. In Matteus 6, wanneer Jesus ons leer om te bid, is dit nie die een van die eerste goed nie. Laat U wil geskied. Ons het dit vanoggend gesing, laat U koninkryk kom. Dit is vir my die moeilikste, is om op 'n plek te kom waar my eie wil breek. En dit gebeur vir verskillende redes. Vir party mense gebeur dit vanuit 'n plek van desperaatheid. I've reached the end of my rope and there's no other way. Dit is 'n manier hoe jou eie wil breek. Ek dink nie die Here begeer dit vir ons nie. Ek dink nie hy wil hê dat ons daar moet opeindig en dit dan maak nie. Hy hoop ons kan dit baie vroeër in die proses doen. Dat ons nie alles wat saam met dit kom, die gebrokenheid en die hartseer en die verwoesting moet beleef en dan die besluit maak nie. Sy wil is dat ek my wil baie vroeër in die proses sal neerlê. Nie U wil nie, maar myne. Daarom kom Spreuke en hy sê die volgende, ons praat nog steeds oor die hele gedagte van vertroue. Hy kom sê hierdie volgende, hy sê, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Lê jou eie wil neer, jou eie begeertes. Laat sy wil en sy begeertes vir jou 'n hoër prioriteit raak. Ouens, kom ons sê gou vir mekaar, ek gaan nie kom by die gebed as ek nie hier is in my vertroue nie. Vertrou volkome. Vertroue is nie 'n vennootskap. Ek maak 50% staat op God en dan maak ek 50% staat op myself nie. Vertroue is nie 'n vennootskap nie. Vertroue, volkome vertroue sê, ek bring niks, hy bring alles. It is not a partnership. Maak nie saak hoe daai persentasieverdeling lyk nie. As daar 'n persentasieverdeling is, of dit 'n 50-50 of 'n 80-20 of 'n 90-10 is, as daar 'n verdelingspersentasie is dit nie volkome vertroue nie. Hy kan my nie vol maak as ek myself nie leeg maak nie. Ek het al agtergekom, dis baie maklik om 90% vir die Here te gee. Ek vertrou die 90%. Dis baie maklik om 90% te gee, as ek weet ek kan nog aan 10% vashou. Die uitdaging met vertroue is nie die eerste 90% nie, dis die laaste 10%. Want dis daai laaste 10% wat maak dat ek alles gee. Dis volkome vertroue. Hy sê nie daar, vertrou gedeeltelik op die Here. En maak klein bietjie op jou eie insigte in staat en baie op sy waarheid. Nee, hierdie is nie 'n vennootskap nie. God kan my nie vol maak as ek myself nie leeg maak nie. Weet julle wat is leeg? Hierdie is nie leeg nie. Hierdie is nie leeg nie. Maak nie saak hoe min water hierin oorbly nie. Hierdie is nie leeg nie. En God doen nie halwe werk nie. Hy gaan nie net kom optop nie. Hy sê maak leeg. Dit is volkome vertroue. As jy nie op hierdie plek is nie, moenie die gebed bid nie. It's not gonna work. En dis hoekom ek begin het vandag af julle gesê het, hierdie is nie vir almal nie. Hierdie is nie verpligtend nie. Hierdie is iets wat jy dalk nooit wil bid nie. God doen nie halwe werk nie.
Dalk is hierdie tipe vertroue iets waarmee jy nie bekend is nie. Dit is dalk iets wat jy nog nooit in jou lewe kon regkry nie. Wel, dalk is dit die rede waarom God se seëninge, die volheid daarvan, hoekom jy dit nog nie beleef het nie. Dis nie verpligtend nie. Maar daar is sekere goed wat hy net kan doen wanneer hy ons heeltemal breek. En dit beteken I surrender all. I surrender all. So wanneer ek op daai plek kom, dan is ek gereed om te vra. Dan is ek gereed om hierdie gebed te bid. Here, breek my. Nie volkome vertroue nie, geen gebed nie. En dan wanneer ek hierdie gebed bid, Here breek my, moet jy weet, die koste hier is die gemak en die apparent of die hele ding van sekuriteit en veiligheid, dis 'n halwe waarheid wat ek aan moet prys gee. Ek sê dis 'n halwe waarheid, want ons hou baie keer vas aan goedjies wat ons nie wil laat gaan nie, want dit skep vir ons veiligheid en dat ons veilig voel, nou dis sekuriteit en ek voel in beheer, ek kan nie besluite maak nie. Dis 'n skynwaarheid. Ek is eintlik van niks in beheer nie. Ek is van niks in beheer nie. So eintlik al wat ek prys gee, en dit is die koste verbonde aan hierdie gebed, is my gemak. Dis maar al. Dis maar net my gemak. En wanneer ek op 'n plek kom waar ek oortuig is in my hart, dat dit wat hy vir my begeer is beter as wat ek vir myself begeer, dan begin sy wil my begeerte raak. Ek wil dit hê. My wil raak sy wil. En volgens die woord en ons lewe as gelowiges, is dit die enigste wil wat God vir ons wil. Is sy wil. Nou bid ek hierdie gebed, Here, breek my. Dit is wat in daai proses gebeur. Dit is nie net 'n sinnetjie nie. Dis al hierdie emosies. En hierdie proses van oorgawe wat in die agtergrond gebeur, wanneer ek daai woorde sê. En die hele ding is, as ek nie regtig hiervan oortuig is, vanuit 'n plek van volkome vertroue, dat wat hy mee besig is beter vir my, en ek wil dit hê. As ek nie oortuig is van dit nie, gaan ek nie eers vra nie. Ek vra nie die Here hierdie goed, as ek hom nie vertrou nie. Amen. Ek vertrou nie hierdie goed, as ek nie sy wil toelaat in my lewe nie. Maar wanneer ek vra, vanuit hierdie plek, dan aktiveer 'n baie kragtige proses. 'n baie kragtige proses. Wanneer ek vra, Here breek my, dan maak ek hierdie begeerte publiek in die geesteswêreld. En iets aktiveer. En Christus wat deur my leef raak 'n realiteit. Dit is hoe dit in praktyk werk. Hy word geopenbaar. Dis nou nie meer ek wat leef nie, maar dit is Christus wat deur my leef. Dis die waarmaak van die belofte. Dalk voel jy, ek sien nie Christus in my lewe elke dag nie, veral nie in hierdie spesifieke area of in daai area nie. Het hierdie al met jou gebeur? Jakobus 4 sê, julle kry nie, want julle vra nie. Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig.
Verstaan jy die krag van hierdie skrifgedeelte? Jy hoef nie, dis nie verpligtend nie, niemand gaan jou dwing nie. Jy kan doodgaan sonder om hierdie gebed te bid. Here, breek my. Jy hoef dit nie te bid nie. Maar as jy dit nie bid nie, is daar sekere van sy beloftes wat nooit sal waar word vir jou lewe nie. You will not taste it, not in this life. Eina. Ek is seker daar sekere van sy talle seëninge, veral as jy Efesiërs lees, ons is geseën met alle geestelike seëninge in hemelse plekke. Ek is seker, soos ek vandag hier voor julle staan, is daar 'n paar seëninge wat ek op uitmis, omdat ek nog nie in daai area gesê het, Here, breek my nie. En wanneer ons dan vra, Here, breek my, is dit dan ook belangrik dat die voorafgaande proses wat ek met julle gedeel het in plek sal wees, is dat my motiewe suiwer en eg is. Daarom, as jy nie bereid is om jou wil neer te lê nie, as jy nie bereid is om moeite te doen vir hierdie area van jou huwelik, of dit jou finansies, of jou gesondheid, of jou huwelik, of jou werk, of wat, as jy in daai area van jou lewe nie bereid is om dit wat hy wil doen oop te maak vir daai nie, moenie eers vra nie. It's not gonna happen. Ek dink ek sou vanoggend hier gestop het by die gebed, maar ek dink ons net in die laaste paar minute een treukie verder gaan, want soos ek sê, hierdie gebed het beslis implikasies. En as jy nie oop is vir die implikasies van jou gebed nie, dan, as jy was, het jy dalk nie gebid nie. So, kom ek verduidelik gou vir jou, wat is die volgende gedeelte, of faset, of element in hierdie breek my proses. Dis nie daai nie. Dis nie daai nie, dit is daai. Dis daai, daar is hy. Nie net is dit my vertroue, my vertrouensposisie nie. Nie net is dit my vra, Here, breek my nie, maar dit is ook my vuuroond belewenis. Dit is daar in die vuuroond wat die onsuiverhede van die egte metaal geskei word. Dit is daar waar my oorgawe beproef en getoets word. En wanneer ek vra, Here, breek my, moet jy weet dat God nou vir jou geleenthede gaan skep. Hy gaan vir jou geleenthede skep. Dit is in daai vuuroond proses waar jy wegsmelt en wegbrand en waar die ware Christus in jou geopenbaar word, jou ware identiteit. En soos ek sê, geleenthede gaan volg, baie, meer as wat jy wil hê. Soos as jy gebid het, Here, breek my in die area van vergifnis, moet jy weet, daar's 'n paar ouens wat jy gaan opvryf. Jy moet dit weet. As jy sê, Here, breek my in die area van my geduld, moet jy weet, jou geduld gaan getoets word. Meer as wat jy glo, jy het voorkrag. Hoor gou wat ek vir jou sê. As jy sukkel en jy sê, Here, breek my in die area van materialisme, of selfsugtigheid, of a lack of generosity, gaan hy vir jou meer geleenthede gee om te saai as wat jy ooit gehad het. Dis nie die eerste keer wat ek hoor mense sê, die oomblik, na jare wat ek 'n besluit maak, ek gaan my tiendes gee, toe verloor ek my werk. Hierdie is die vuuroond. God speel nie met ons nie. Hy's besig met goed wat ewigheidswaarde dra in ons hart. Hy's verskriklik ernstig hieroor. As jy regtig sukkel, jy sê, Here, breek my in die area van gesonde verhoudings, dan moet jy reg staan, want daar's dalk nog 'n paar verhoudings wat eers gaan verbrokkel. Maar jy gaan getoets word. En jy kan dalk, en onthou in al hierdie situasies, moet jy onthou, dis nie my wil nie, maar dit is sy wil. Dis sy wil.
En jy's dalk op 'n plek wat jy dalk in daai situasie sê, maar Here, ek kan nie, ek gaan dit nie maak nie. Dan sê hy vir jou, jy's reg, jy kan dit nie vermag nie. My gees binne in jou gaan dit regkry. Dis hoe hierdie goed werk. Breek is nie eenvoudig nie, breek is nie maklik nie. Hierdie is nie 'n gebed vir sissies nie. Hoe ernstig voel ons oor geestelike volwassenheid? Want baie van die ouens waar ons lees in die Bybel het daar uitgekom. Jesus het sy lewe gegee. Paulus het sy hele lewe en perspektief van hoe hy ons vervolg het, na hoe hy die kerk gebou het, en 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het. Hy het dit reg gekry. Abraham het dit reg gekry. Toe hy Isak teen daai berg opdra en hom op 'n altaar gaan sit en hom wou offer vir God. Baie mense het dit al reg gekry. Dawid het dit reg gekry. Ek en jy kan dit ook reg kry. En wanneer ons by daai plek uitkom, dan is daar vrug. Dan is daar vrug. Matteus 15, Johannes 15 praat van dit. Ook dat ek en jy gereeld, as ons hom toelaat, met ons lewens kom werk en ons snoei en om meer vrug nog te kan dra. Hierdie praat van die feit dat ek die 4 oond geslaag het. Ek het die toets geslaag en dit bring my altyd op 'n plek where God's breaking become my breakthrough and blessing. En nie net as jy nie ontvang kant, ek en jy nie, maar die om my ook. Die om my ook. Ek gaan jou vanoggend hier wegstuur sonder enige druk om hierdie tipe gebed te moet bid. Dalk voel jy baie onseker oor vanoggend se preek. Dalk weet jy nie, wil ek nie, wat moet ek doen? En dis oukei. Dis oukei. Kom ek herinner jou net weer. Jy het reeds jou hele lewe vir hom gegee. Wat kan jy verloor? Jy het reeds jou hele lewe vir hom gegee. Jy vertrou hom met jou saligheid en jou toekoms. Hy het reeds alles van jou. Jy dink jy kan iets terughou. Dis 'n illusie. Jy het klaar saam met my die besluit gemaak. It's all or nothing. Wat maak jou nou nog bang? Wat kan ons regtig verloor? So ek wil, soos ons hierdie Onse Vader, U wil bo my eie sommer so gaan sing. Is jy welkom om hierdie gebed te bid en te sê, Here, in totaliteit, my hele lewe, break me. Ek kom lê alles neer. Maar moet dit asseblief nie doen as jy nie ernstig is nie. Of dalk wil jy net so eerste treukie gee. Jy wil nie all out gaan nie, jy wil net so eerste treukie gee. Dalk wil jy net sê, Here, in hierdie spesifieke area kan break me. En dis ook oukei. En kom ons gebruik hierdie tydjie van bediening waar ons saam sing, waar jy sommer net lekker met die Here kan kuier. En hierdie goeters is nie 'n stapie uit en alles is sharp nie. Hier is baie keer 'n proses. Moenie hier uitstap teleurgesteld as jy nog nie reg is om so 'n tipe gebed te bid nie. Die Here is so geduldig met ons lewens. Hy is so genadig met ons. En hy gaan altyd voor daai deur staan. Hy sal nooit sy rug op daai deur draai nie. Hy gaan altyd bly klop. En vra hom dan, help my in die voorbereiding. Al is dit net eers wat my vertroue aanbetref. Groei my in dit, Here. Help my net daar. Hy gaan nooit opgee nie. Hy werk mooi met ons. So moenie vanoggend pressure voel nie. Ek sê altyd,
enige bietjie progress, it's progress worth celebrating. As ons vandag net hier kan uitstap aan die einde van hierdie gebedsreeks, en ons is dalk net 'n klein bietjie op 'n ander plek as wat ons was, great. Ons groei op in geestelike volwassenheid. In my hart vir myself en vir julle almal vandag vanuit 'n plek van liefde, is dat ons wel eendag op 'n plek kan wees, waar ons regtig kan sê, nie vanuit desperaatheid nie, maar vanuit 'n plek van vertroue. U is alles, ek is niks. God, breek my. Jy is welkom saam met my op te staan.